Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige oggend is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. En mag vanmôre se boodskap vir ons almal tot seën wees. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons is besig met ons reeks wat handel oor die tema stewig geanker. En vanmôre is ons by deel 7. Stewige anker in beproewings. Ons skriflesing kom vandag uit Jakobus 1 vers 2 tot 4. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet enduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Geliefdes, niemand kies om swaar te kry nie. Niemand bid vir beproewings nie. Tog is dit 'n werklikheid van enige Christen se lewe. Jesus het immers gesê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Johannes 16 vers 33. Die vraag is dus nie of storm sal kom nie, maar waarop ons geanker is, wanneer hulle kom. 'n Skip wat nie geanker is nie, word deur die golwe rondgeslinger. Maar 'n skip met 'n sterk anker bly stewig, selfs wanneer die see onstuimig is. Net so, geliefdes, is die gelowige wie se lewe in Christus geanker is. Vandag gaan ons stil staan by 3 belangrike hoofpunte uit hierdie teks. En ons eerste punt is die volgende. Beproewings is deel van God se pad met sy kinders. Jakobus begin baie opvallend in ons teks. Hy sê nie, as julle beproewings ervaar nie, maar wanneer julle in allerhande beproewings val. Met ander woorde, beproewings is deel van die Christen se lewe. Ons leef in 'n wêreld wat deur sonde gebreek is. Daarom beleef ons siekte, teleurstellings, verlies, finansiële druk, vervolging en onsekerheid. Maar beproewing beteken nie dat God jou verlaat het nie. Dink byvoorbeeld aan die lewe van Josef. Hy is verkoop, vals beskuldig, in die tronk gegooi. Tog was die Here met hom. Dink ook aan die lewe van Job. Hy het byna alles verloor, maar God het hom nooit verlaat nie. Selfs ons Here Jesus Christus het deur lyding gegaan voordat hy verheerlik is. Daarom moet ons nie dink dat swaar kry 'n teken van God se afwesigheid is nie. Inteendeel, dikwels vorm God juis in moeilike tye sy kinders. Die tweede punt van vandag. God gebruik beproewing om ons geloof sterker te maak. Jakobus sê in ons teks, die beproewing van julle geloof bewerk lydsaamheid. Goud, geliefdes, word deur vuur gesuiwer. Staal word deur hitte sterker gemaak. Net so gebruik God moeilike omstandighede om ons geloof te verdiep. Wanneer alles goed gaan, is dit maklik om te sê, ons vertrou die Here. Maar wanneer die dokter slegte nuus gee, wanneer 'n geliefde sterf, wanneer planne in duie stort, dan word die vraag werklik, is Jesus Christus steeds genoeg? Petrus skryf dat ons geloof kosbaarder is as goud, wat deur vuur gelouter word, in 1 Petrus 1 vers 6 en 7. God, geliefdes, stuur nie beproewings om ons te vernietig nie.
Hy gebruik dit om ons meer soos Christus te maak. Dan die derde punt vir vandag. Ons anker bly Jesus Christus alleen. Die grootste troos van Jakobus is nie dat die storm vinnig sal verbygaan nie. Die troos is dat God besig is om ons te vorm. Ons anker is nie ons gesondheid nie. Dis nie ons finansies of ons groot bankrekening nie. Jou anker moenie mense wees of goeie omstandighede nie. Ons anker is Jesus Christus. Hebreërs 6 vers 19 sê, hierdie hoop het ons as 'n veilige en 'n vaste anker van die siel. Toe die disippels in die storm op die see van Galilea was, het Jesus nie dadelik die storm voorkom nie. Hy was saam met hulle in die storm. En dit, broeder en suster, maak al die verskil. Ook vandag beloof Christus nie 'n lewe sonder storms nie. Hy beloof sy teenwoordigheid in elke storm. Daarom kan ons, selfs met trane in ons oë, bly sê, die Here is my toevlug. Miskien gaan jy vandag deur 'n moeilike tyd in jou lewe. Jy verstaan nie waarom sulke dinge gebeur nie. Jy voel moeg en moedeloos. Onthou dan, God het nie beheer verloor nie. Hy is besig om jou geloof te vorm. En jou anker hou vas, nie omdat jy sterk is nie, maar omdat Christus sterk is. Wanneer die golwe hoog slaan, hou vas aan jou Here. Hy laat nooit die los wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Baie dankie dierbare God en Hemelse Vader vir hierdie nuwe dag en vir hierdie kosbare boodskap vanuit U woord. Dankie dat U die vaste anker van ons lewe is. Wanneer storms oor ons pad kom, help ons Here om nie op ons eie krag te vertrou nie, maar op U alleen. Gee ons volharding. Versterk ons in die geloof en herinner ons dat U altyd by ons is. Vorm ons deur elke beproewing om meer en meer soos U te word. In Jesus se naam. Amen. Vriende, baie dankie, 'n mooi en 'n geseënde dag.